Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseënd deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Vind jy dit soms moeilik om die stem van die Heilige Gees duidelik te hoor as dit kom by jou gawes? By Gawes in Aksie help ons jou om effektief binne jou gawes deur die Heilige Gees te funksioneer. Hierdie kursus vind plaas op 4, 11 en 18 Mei om 7 uur. Registreer op Church Suite. Hallo almal, my naam is Jacques en ek is deel van die Divorce Care span by Dr. Douwe in Tygerwil. Vir my het die kursus baie beteken in my persoonlike lewe. Toe ek deur my egskeiding gegaan het, was dit die donkerste tyd van my lewe. Die trauma waardeur jy gaan, die angs, die woede, die teleurstelling, die skaamte wat jy het. Divorce Care is 'n 14-weke kursus met fasiliteerders en ondersteuningsmateriaal in die vorm van 'n DVD en 'n werkboek wat elke onderwerp behandel en dan word daar geleentheid gegee vir groepsbespreking. Dit begin Woensdag 6 Mei om 6:30. Die koste is R350. Dit sluit jou werkboek, lekker koffie en 'n ligte snack in. Kontak Liesel Kotse vir meer inligting of registreer op Church Suite. Wat is die effek van sonde? Hierdie is die tema van ons volgende Kingsman sessie wat plaasvind Maandag aand 11 Mei om 7 uur. Jy kan registreer op Church Suite of R30 betaal by die aand. Hierdie is 'n geleentheid vir elke man wat jy nie kan mis nie. Ons nooi jou almal uit na 'n spesiale geleentheid waar ons Hemelvaart gaan vier. 14 Mei het ons 'n worship geleentheid 7 uur die aand. Hoop om jou daar te sien. It's the most timeless underdog story in all of history. David versus Goliath. A shepherd boy that no one believed in, looking up at a 9-foot giant that everyone believed was undefeatable. It's a story we apply to business, to sports, to politics, to a wide assortment of challenges and struggles that each of us face in our lives. And in every version of this story, we want to see ourselves as David. It's easy to think, if I could just be like David, I could fight the giants in my life. The giant of fear, the giant of rejection, the giants of anger and addiction. We all have a giant. That's the bad news. But here's the good news. We are not David. The story of David is not a story about us. It's ultimately a story about Jesus, the one who has slain not just one giant, but every giant. For all time, for all people, Jesus is the ultimate giant slayer. This is the message at the center of Goliath Must Fall. There's a remarkable amount of freedom in realizing that Jesus has knocked down your giant.
for your good and for His glory. And when we begin to live in that freedom, not only will we see that Goliath could fall, we see something even more extraordinary. Goliath must fall. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Jy kan jou sitplek neem op die eerste sonskyndag in die lang naweke op 'n Sondag. Ons het 'n grapie, elke Sondagoggend dan reën dit. So vanoggend is dit weer. Dit is Sondag, maar dit reën nie, maar dit is Sondag, okay? Net dat jy weet. Great, ons maak 'n reeks klaar vanoggend wat gaan oor compelled by compassion. En ek wil net dit sê, die worship het my vanoggend regtig gestig. Dit is regtig diep. Ek dink jy moet partykeer met ons net as jy in die moments is, gee net totaal oor. Ons het verskillende mense, as jy jare terug geleer, daar's verskillende groeperingsmense hier voor ons. Party ouens dink die hele tyd as ons worship, waartoe gaan ons? Waarmee is ons nou besig? Die ander ou is net, as hy wil sing, wil hy net die hele tyd, maar wat kan ons nou hierna doen? Ons moet net iets doen, ons kan nie net sing nie. En die ander ou sê dit, let's just stay here in the presence of the Lord. Ons ervaar net die Here, halleluja. Dis goed, ons het almal, maar partykeer moet jy ook maar net so 'n bietjie sê, dink minder en beleef net, né? Beleef net God se liefde, sy goedheid en sy guns, en ek het dit vanmôre regtig beleef. So hierdie reeks sluit ons af en ons praat oor die laaste gedeelte, engage. Ons gebruik die voorbeeld van die vrou wat gaan water skep het by die put. In haar eerste oomblik was daar 'n encounter waar sy Christus net ontmoet het, en toe was daar uit die encounter uit was daar iets wat sy omhels het, embrace het, hierdie compassion wat sy beleef, en dit sit daar op 'n prentjie waar sy engage into this. Nou hier's 'n stelling vir oggend. Die wêreld verander nie deur mense wat omgee nie, dit verander deur mense wat optree. Jy sien, om te gee is goed, maar as jy nie iets daaromtrent gaan doen nie, dan beteken dit nie veel nie. Jy weet, almal het Friends gekyk, of nee? Nie Friends nie, wat was die there, Sheldon. Big Bang Theory. Is 'n sekere vorm van compassion, there. Maar dit help niks. Dit gaan nie oor tot 'n optrede, dit gaan nie oor tot 'n aksie nie, dit gaan nie oor tot iets doen nie. En ek dink dis dit, om te gee is die begin. Maar ek dink dis nie waar compassion stop nie. Ek dink dis die begin van compassion. But we must learn to engage into this. So die Here het 'n prentjie vir ons kom wys deur hierdie vrou by die put te vertel hierdie verhaal wat ons sien wat gebeur het. Iets het aan haar lewe gebeur en ons gaan vanoggend oor dit gesels. So dis daai laaste gedeelte van Johannes 4. Ek wil gou vir jou lees, hier's 'n paar aspekte wat hierin voorkom vanoggend. So hierdie vrou het haar waterkruik toe net daar gelos, dis nou iets met haar gepraat het en alles wat gebeur het. Na die dorp toe gegaan en vir mense gesê, kom kyk self, 'n man het my alles wat ek al gedoen het vertel. Het vertel alles wat ek al gedoen het. Is hy nie dalk die Messias nie? En die inwoners het toe van die dorp af na Jesus toe begin stroom. En uit daardie dorp het baie van die Samaritane in Jesus begin glo op grond van die woorde van wat die vrou met oortuiging kom vertel het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. So, iets het in hierdie vrou se lewe gebeur by daai put, en dit het haar lewe verander, en dit het gemaak dat iets doen sy anders, sy tree anders op. Die oomblik toe sy na daai put toe gestap het, toe was sy 'n sekere mens in haar gedagtes, die oomblik toe sy daar weg hardloop, toe sy iemand totaal anders, en dit het alles te doen met hierdie prentjie van 'n compassion wat sy beleef het. So die eerste punt vanoggend is, compassion, ware compassion, verander ons. Laat jou anders dink oor jouself. So hierdie vrou het compassion by daai put ontvang. Sy het gestap daai dag, die put spreek van haar alledaagse lewe, dit wat sy doen en laat, wat sy elke dag doen. En in daai moment het Jesus haar ontmoet en het sy lewe verander. So net so vinnig recap wat ons al gesê het, so sy was net
as jy vanoggend die eerste keer saam met ons kuier, sy was skaam, sy was alleen, sy het mense vermy, dis wie sy was, op pad na daai put toe. Haar doel was om water te gaan haal, en Compassion kom toe, en het kom verander die hele prentjie, sy het nou 'n nuwe doel, inteendeel, sy hardloop, vasberade, doelgerig, dorp toe, want dan as sy wou mense vermy, nou ewe skielik hardloop sy na die mense wat sy wou vermy het in haar lewe, hardloop sy na hierdie plek toe, en sy wil net vir mense sê, ek besef, julle het nodig wat ek ontvang het. Ek het iets ontvang, want ek was daar waar jy nou is, en ek het iets ontvang, en ek wil so graag dit met jou deel, want ek weet presies waar jy is. Jy sien, ons kan lang genoeg vinger wys vir ons buurman, oor wat hy moet doen en nie moet doen nie, of ons kan beginne, laat Compassion ons dryf, om by my te kom. Verstaan, en dis wat sy was. Sy het dalk lank geloop daar alleen na die put toe, elke oggend, dalk so 'n paar Franse woorde gebruik, terwyl sy so stap, te sê, die vrouens van die dorp, jy weet, en, maar sy het 'n compassion beleef, wat haar teruggejaag het na hulle toe. Ons het in ons reeks praat, hierdie jaar is ons tema, Becoming Love, en om liefde te word vir iemand, is om compassion te word vir iemand. Verstaan jy? Jy word nou compassion vir iemand anders. So kyk gou 2 Korintiërs, en hier is iets wat ek jou wil net, die Bybel is so vol, wat hy net vir ons goed kom mooi verduidelik. So God, die Vader van ons Here Jesus Christus word geprys. Hy is die Vader van barmhartigheid. Onthou nou hierdie term, nee? Jesus verwys na die Vader. Hy is die Vader, Johannes skryf, hy is die Vader van barmhartigheid, en die God wat in elke opsig bemoedig. Dis wie God is. Karaktereienskappe, ons praat baie keer, wat is God se karaktereienskappe? Hy is die God wat in alle opsigte bemoedig. In al ons swaar kry bemoedig hy ons. Hy doen dit sodat ons ook in staat sal wees om mense in al hulle swaar kry by te staan, met dieselfde bemoediging waarmee God ons versterk het. Hierdie is 'n beautiful vers. Hy sê, die Vader van bemoediging, nee, van barmhartigheid, van compassion. Hy sê, het compassion met ons. Die Vader van compassion. Jy sien, ons haak vas, baie keer in ons lewens, want ons voel, ons het ergens seer gekry, of ergens het iets gebeur, ergens het ons 'n pyn wat ons saam met ons dra, en elke keer as ons teruggaan na daardie event toe, dan kom daar 'n stem of 'n gedagte weer terug, wat nie die waarheid is nie, want die gedagte sal iets wees soos wat vir jou sê, ja, maar jy het dit eintlik verdien. Eintlik, ja, dit seker nou maar hoe jou kaarte vir jou gedeel is. Sorry, chom. En dan vat ons daai goed en ons dink, ja, as daar maar net bietjie compassion was vir my. Hierdie vers sê, God is die Vader van compassion. Kyk gou net teenoor 'n ander gedeelte wat Jesus na die duiwel verwys in Johannes 8:44 sê, hy is die Vader van die leuen. Daar's 'n groot verskil tussen die Vader van compassion en die Vader van die leuen. So die oomblik wanneer ons compassion nodig het, raai wie's daar? Die Vader van die leuen. Raai wat sê die Vader van die leuen? Die teenoorgestelde van wat God sê. Daar is nie genade vir jou nie. Daar is nie, jy het droog gemaak. Jy moet maar jou hierdeur suffer. Jy moet nou maar opstaan en sê, staan nou maar op hier van die grond af en gaan maar net voort. Jy weet, jy's nie waardig nie of wat ook al. Dis dan daai oomblik wat jy nie compassion beloof nie, nie God die Vader nie, maar dis die Vader van die leuen wat besig is om jou net daar in sy greep te wil kry. Maar as jy daar kan staan, waar die slegste van die sleg jou tref, en jy het compassion nodig, kyk op in die oë van die Vader, behold Christ. Hy sê vir ons, luister hier, vir hierdie vrou by die put, sê hy, luister hier, kyk na my, sien my, weet jy wie ek is? As jy weet wie ek is, dan sal jy nie vra of jy vir my moet water gee nie, jy sal by my kom water drink, ewige lewende water. Die Vader van compassion. Jy sien, Jesus bemoedig die vrou, hy sê vir haar nog meer, en ek dink jy sê het verstaan toe hy dit vir haar sê nie, maar dan sal uit jou uitstrome van lewende water vloei.
So veel meer net van jou wat gaan compassion ontvang. Daai compassion is 'n krag wat iets in jou losbreek sodat daar iets uit jou binneste kan vloei vir ander mense wat dit nodig het. En dit het die vrou besef, want sy hardloop terug na die stad toe en sy sê, iets het hier binne my gebeur. Julle, die stad het hierdie water nodig. Julle het hierdie compassion. Dit het julle nodig. Kyk hoe lyk julle, man. Sê jy vir die blou bulle na Saterdag as hulle verloor het. Kyk hoe lyk julle. En sy dink aan hierdie stad. Sy sê julle het iets nodig. En Jesus het dit vir haar gegee. En hierdie iets, jy sien dit wat Jesus vir haar gegee het, dis nie tydelik nie. Dis nie 'n der nie. Dis nie 'n KitKat nie. KitKat is lekker, maar hy's op nou. Jy weet, en dan voel jy weer daai bloedsuiker nou weer nie lekker is nie. Verstaan? So, die prentjie is, hierdie is nie tydelik nie. Hierdie is iets wat nuut maak. Dit het daai vrou nie net gerecharge tot by die dorp toe kom, uit asem te sê en dan sê, okay, gaan die hele man nie. Iets het gechange hier binne. Sy is nuut gemaak. Daai nuutheid het haar verander. Dit gaan nie om afhanklikheid te skep nie. Sy het nie gegaan om nou 'n nuwe kerk eie kerk te begin nie. Hoor jy, die kerk van compassion. Ja. Die CCC, die Christian Compassion Church. En nog 'n C of Christ. Dis miskien name uit. Okay, dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan nie oor om ek gaan nou vir jou sê sodat jy aan my afhang. Weet jy wat per ongeluk beleef ons dit baie keer in ouens wat met berading doen dit. Beraders seker is, maak net mense aan hulle vas. Nee, hierdie vrou het nie mense aan haar gaan vasmaak nie. Sy het gaan sê, wow, ek wil vir julle sê, ek het iets beleef, maar die een wat dit vanaf kom, hier sy, gaan hardop na hom toe, hy gaan julle lewe. Die Vader van barmhartigheid. Ek sê ons gee nie net handouts nie, ons spreek God se potensiaal. Jy spreek God se waarheid oor iemand. Hoor jy, dit is nie wat jy sê nie, dis die Vader van die leuen wat dit vir jou sê. Kan ek vir jou sê wie God is? Hy is die Vader van barmhartigheid. Dit is hoe hy oor jou voel. En ons spreek die waarheid. So ons word en ons is, besef dit. Onthou, om liefde te word vir omgewing, is dit eintlik 'n oproep, 'n opdrag vir die Here sê, julle word nou my hande. Vir jou dorp, vir jou plek, vir jou stad, vir jou werk, waar jy jouself bevind. Dis waar ons, God se koninkryk, het Jesus self kom sê, dit is 'n onsigbare koninkryk. Nee, kan hom nie sien nie. Maar hy bestaan. En hy word sigbaar gemaak deur jou. Jy maak sy koninkryk sigbaar. As iemand wil weet hoe lyk God se koninkryk, moet hulle net kyk wat ons doen, hoe ons optree, wat ons bou. Dit wat ons bou, deur die Heilige Gees in ons. Daar is die beste voorbeeld. Daai vrou het iets vir daai stad geopenbaar van dis hoe God se koninkryk lyk. Jy sien Efesiërs 1 sê dat hy sê God het alle dinge onder sy beheer gestel, dis onder Christus, en hom ook as die hoof van alles aan die kerk gegee, dis aan ons, so hy is die hoof van ons. En die kerk is sy liggaam, hoor nou wat is ons funksie, die volheid van hom wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vul. Lees hom weer. Jy is die volheid van Christus, wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vul. Dis wie jy is. So waar jy instap, vul jy alles met Christus se teenwoordigheid. Hoe kan ons dan partykeer vra, waar is God? Hy sê, jy bring hom dan in die prentjie in. Jy stap partykeer, jy kan agterkom, dis hoekom ons nie meer huisbesoek doen nie. As jy by die deur staan en jy klop, hoor jy. As jy oopmaak, hallo. Maar 'n atmosfeer. Yes, jy loop so in iets vas. Voel jy so deur dit werk. Maar jy sien dis wat hierdie vers van praat. Jy vul daai atmosfeer met God se teenwoordigheid. Dis wie ons is. As jy by die kantoor instap en hulle is kinder van iemand en jy kom op hulle af, kyk dan voel mense hulle so bloedrooi. Weet nie hoekom hulle dadelik rooi word nie. Mense word rooi. En dan verander jy daai teenwoordigheid deur of die atmosfeer deur die teenwoordigheid van God in te bring. Jy is die koninkryk van God. Dis wie jy is.
Dis wat hierdie vrou gedoen het. Sy het gehardloop na die stad toe en sy het God se teenwoordigheid in daai stad ingebring, die lewende water wat in haar is, wat ewig houdend is, bring sy in die plek. En ek skryf daar, as jy dink aan jou stadstransformasie, vind plaas wanneer mense wat heel gemaak is, wat compassion beleef het, begin om hul gesinne, hulle gemeenskappe, werksplekke te verander. Dis eenvoudig soos dit. Jy vat net dit wat jy beleef het, dieselfde barmhartigheid, vat jy in jou werksplek in en jy gaan gee dit vir die mense daar. Dan beweeg die evangelie van harte na huise, strate, besighede en plaaslike regering deur die teenwoordig te wees, te dien en lief te hê. Verstaan jy? Jy kom net in God se teenwoordigheid bring jy in. Jy kom dien mense met God se teenwoordigheid, kom serve. Jy kom jy het net mense lief. Jy gee net liefde. Maak God se koninkryk sigbaar. Jy is God se hande. Moenie na die Vader van die leuen vir jou iets anders vertel nie. Luister na die Vader van barmhartigheid en liefde en genade. Wat hy oor die lewe te sê het. Hoor hierdie ene, vat hom, skryf hom neer. Jy is Christus se volle mag en krag by jou werk. Oral. Skool, jou vriende. Jy is God se krag. Jy. Jo, dis powerful ouens. As jy dit het beleef, ek stap in maandag by die werk. Ek nie het God se krag nie, ek is God se krag. En ek stap in. Kom ons change die atmosfeer. Die ouens stres want hulle sê die werk is te veel. Ons gaan nie by dit uitkom. Die ouens stres, hulle sê die geld is te min. Die ouens stres en hulle sê die beleggers is nie happy nie. Die ouens stres, daar's altyd stres. Dink maar net vinnig. Let's change that atmosphere. Okay? Die volgende van compassion is, ons sien net God se hande nie, maar compassion is meer as 'n gevoel. Dis meer as daai net there. Dis meer as 'n gevoel. Compassion is 'n krag. Hoor dit mooi. Dit wat God vir daai vrou gegee het, was nie net 'n gevoel hier binne in haar wat van opgewondenheid opgeborrel het nie. Hy sê nee, strome van lewende water gee ek jou. Dis meer as net 'n krag. Ag 'n gevoel, dis 'n krag. 'n krag wat jou dryf tot aksie. Kyk, as jy verskriklik opgewonde is oor iets, dan is dit nie moeilik om iets te doen wat buite jou raamwerk val nie, nê. Ek bedoel, as jy verskriklik opgewonde is, dan spring jy op en jy skreeu en jy hardloop. Daai jare nog met Benson Hedges cricket kon jy op die veld gaan. Ek onthou dit baie goed. En as daai laaste bal en jou span wen, dan hardloop jy oor daai veld en jy wil net 'n cricketpaaltjie gaan haal, gaan bære. En ons het dit ook gedoen hier in die jaar. Klomp studente, ons staan hierdie kant en wag. Groot mense sit daai kant, ons studente sit hierdie kant. Nou wag ons. Daai tellbord wys is daai laaste bal. Jy toe hom klap, dan gat ons. Dit was nie die laaste bal nie. Umpire en cricketspelers en almal keer ons. Ons wil net die ene gryp al die paaltjies. Daar gat die studente, hele chaos. Daai game het baie laat afgesluit. Almal moes terug gaan sit. Paaltjie. Nou anyway, die prentjie is iets dryf en normaal sal dit mos nie doen nie. Dink jy is op 'n normale dag, ons kan nie so ver hardloop nie man. Jy weet, maar die ding is daar, jy het krag en energie, jy doen goed want dit's iets binne in jou wat jou dryf en Jesus wil kom sê, dis nie net 'n tydelike ding wat hy vir die vrou gegee het nie. Hy sê dit wat hy in haar lewe kom gee het, is iets wat haar gemaak het onthou sy het gekom om water te gaan haal. Sy het die kruike gehad, sy het met daai waterkruike geloop. Dit was wat sy nodig gehad het. Ewe skielik het iets anders gedryf, die waterkruike neergegooi, sy het nie meer water nodig nie, because daar's 'n krag in haar. Daai selfde gedeelte, gaan lees die konteks, Jesus verduidelik iets van hierdie krag, toe die disippels hom vra, ja, maar luister gou, ons gaan kos koop, is jy honger? Hy sê, nee, ek's alright. Hulle vra dan vir mekaar, wat? Wie gee vir hom kos? Ja, hy het ander kos, of hy steek dit weg, miskien het een van hulle gedink, ja nee, hy het lekker, hier sal iewers kos gaan bære, nee? Dan sê hy vir hulle, dit wat my voed, hierdie kos kan dit nie vir my gee nie. En dan praat 'n hele gedeelte van, hy sê die oes is groot, jy weet, en ons moet die ouens uitstuur na hierdie oes toe. Hy sê, want luister hierdie mense het iets anders as kos nodig. Daai vrou het dit beleef, iets anders, nee, en dit het haar gedryf. Dis 'n krag in haar. Ons gebruik baie die woord move from, die frase, move from concern to compassion. Now, she was moved by compassion. Verstaan jy, daar's 'n krag, compassion is 'n krag.
in ons lewens, dit verander ons lewens, dit verander hoe ons dink. Ek skryf daar, en God gee ons hierdie krag om sy koninkryk, dis die doel van die krag. Julle sal krag, Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, en dan gaan hy van Judea af regdeur tot die uithoeke van die aarde. So, julle sal krag ontvang, sodat julle my koninkryk op aarde kan vestig. Dis waar dit gaan. Om my koninkryk te vestig, om my hande te wees, gaan ek julle bekragtig, ek gaan julle mag gee. Deel van die mag wat ek jou gee, die krag is compassion. Ek gee jou die krag van compassion. Dis so goed soos jy stap in by 'n plek en al die ouens wat in die superhero movies en goed kyk, wat is jou superpower? Myne is compassion. Want as ek compassion en 'n vertrek inbring, dan change almal se harte. Verstaan jy? Die Here sê, ek gee jou 'n krag. Jy het die krag om compassionate vir mense te wees. En dis nie wat eintlik almal maar nodig het nie. Dink gou daaraan. Het die hele mensdom nie net nodig dat iemand sê, ek het net 'n bietjie compassion nodig nie. Dit verander lewens. Dit het hierdie vrou se lewe totaal verander. Dit change lives. So ek wil afsluit en ek wil hierdie laaste vers vir jou lees en dan net die reekse punte bymekaar bring uit hierdie een gedeelte in Efesiërs 3 van compelled by compassion. So mag julle in staat wees om saam met al God se mense te begryp hoe breed en lank en hoe hoog en hoe diep sy liefde is. So mag jy besef hoe groot God se liefde is. Die eerste punt, mag jy in jou lewe op 'n plek kom waar jy genuine besef hoe groot God se liefde is, dit begryp. Dan sal jy Christus se liefde wat alle verstand te bowe gaan beleef. So as jy dit begryp, dan sal jy dit beleef. Hy sê, en mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word, en hy moet geprys word, hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. So mag dit julle dryf. So as jy na die 3 gaan kyk waar ons gepreek het, en vat dit vanoggend saam met jou huis toe. Die eerste ene is encounter, is begryp hoe groot sy liefde is. Eintlik begryp net hoe groot sy liefde is. Encounter, jy het 'n encounter, jy beleef, wow, Here, u liefde is so groot. En dan maak jy hom eintlik meer persoonlik. Embrace, beleef dat sy liefde vir jou is. Verstaan, as jy beleef hoe groot sy liefde is, obviously is altyd vir jou. Maar maak hom persoonlik. Here, u liefde is vir my. U liefde is nie net vir my bure of die ander mense nie. U liefde is vir my. En dan besef, engage jy into dit. Besef dat sy liefde jou in staat stel om jou wêreld te verander. Here, u liefde is 'n krag binne in my wat my in staat stel. Dis nie iets wat ek probeer uit my eie uitdoen nie. Dis 'n krag in my om my te help. En ek wil vanoggend vir jou bid. Ek wil vanoggend ek wil vra dat jy moet eerlik wees en sê, Rian, ek sukkel dalk nog om compassion te vat. Ek is nog die vrou wat by die put is en nog met Jesus redeneer oor hierdie compassion ding. Want as ek in my lewe vat, dit voel net, ek het nog baie compassion nodig. Ek verstaan nog nie die Here se barmhartigheid 100% nie. Ek wil vir jou bid, en dan wil ek bid vir die ou wat sê, dankie, ek verstaan God se liefde en ek embrace dit. Maar ek bid, Here, dat U my bekragtig, dat ek dit kan gaan deel. Partykeer as ons daar kom, dan voel ons nog, ek is dalk nie waardig, of ek is nog nie op die regte plek om eintlik met mense te praat nie. Ek is nog so bietjie seer. Dat jy oor daai sal kom. Jy sê, Here, vandag word ek 'n ware city changer. Deurdat ek liefde openbaar deur compassion te word. Compassionate te wees vir mense. Kom ons maak ons oë toe. Here, ek weet vanoggend is die mense wat hier sit en wat nog 'n stryd het met compassion, Here. Die gebeure is dalk te onlangs.
of is dalk al so lank en ver terug, dat dit maar deel van my identiteit geword het, Jesus, daai pyn, daai skaam. Ja, daai skuld wat ek beleef, Here. Ek wil kom bid vanoggend, Jesus, dat elkeen wat daar is, dat ons sal U kom ontmoet by die put. Daai moment, daai encounter, wat daai vrou gehad het, met Christus. Here, en waar sy in die oë kon opkyk, al hierdie vrae gehad het, al hierdie maniere, maar hoe moet ek van hierdie goed ontslaa raak? En hy sê vir haar net dit, ek weet alles van jou af, en ek bly steeds lief vir jou. Ek weet alles van jou af, en ek het nog steeds genade vir jou, en ek gee om vir jou. Here, mag ons dit beleef, vanoggend. En as jy hier sit, sien dit, kyk in sy oë, en sê, pak uit, Here, maar wat van hierdie emosie, hierdie gevoel, gooi dit voor sy voete, en kyk in sy oë, en jy gaan verbaas wees om te sien, dat daai goed verander nie, hoe hy oor jou voel nie, inteendeel, hy sê vir jou vanoggend, dis waarvoor ek gesterf het, is vir al hierdie goed. Staan dan daarop, en Here, mag ons wees die mense wat gedryf word om ander mense te gaan vertel, soos hierdie vrou, dat ons kan hardloop en sê, ek kan nie wag vir môre nie, want ek wil compassion met mense gaan deel, ek wil hê mense moet iets verstaan, ek wil compassionate wees, vir almal by my werk, selfs daardie moeilike, weird ou. Here, ek wil gaan compassionate wees, ek wil compassion word, ek wil hierdie barmhartigheid van Christus vir mense kom gee, want ek weet, dit verander mense, strome lewende waters, het sal opborrel, en uit ons binneste vloei, en dis wat mense nodig het, en dis wat ons oor bid. Dankie Here, dat U dit nou doen vir elkeen van ons, dankie Here, dat U compassion ons verander, dankie Here, dat ek vanoggend anders hier gaan uitstap, verander deur Christus, om meer en meer soos U te wees, om mense lief te hê, die hande van die koninkryk te wees, in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons staan op en ons sluit die diens af. Kom ons worship. Groter as die berge, sterker as die see, lei my deur valleie, ken steeds my elke tree, helder soos die sterre, hemelruim die naam, skrywer van my storie, die woord waarop ek staan. Die woord waarop ek staan, van my lewe, U hou my in U hand, lei my in genade, koning van my hart. U is die koning van my for my
altyd by my. Ek voel U asem in my. Ek weet U's altyd by my. Ek voel U asem in my. Ek weet U's altyd by my. En ek voel U asem in my. Ek weet U's altyd by my. En ek voel U asem in my. En ek weet dat ek weet dat ek weet U is lief vir my. En ek weet dat ek weet dat ek weet U is hier by my. Wow. En ek weet dat ek weet dat ek weet U is lief vir my. En ek weet dat ek weet dat ek weet U is hier by my. Oorweldig, U liefde vir my, volmaak in U heerlikheid. En ek weet U doen dit vir my, U liefde vir my, U lief vir my. En ek weet dat ek weet dat ek weet U is hier by my. So 'n spesiale oomblik wat ons het en ek maak altyd 'n melding daarvan as jy kyk in teen ons muur staan 'n familie op missie. En dit is 'n powerful uitspraak van ons kampus, maar dit is ook iets wat ons uitleef in ons kampus. En dit is so lekker om te sien hoe generasies deur en elke ouderdom deur is daar mense wat die Here dien, van ons kinders wat die Here beleef, van ons Fusion wat die Here beleef en elke ouderdom, maar dit is ook spesiaal om te sien wanneer gesinne hulle kinders na die Here toewy. En dit is wat ons vandag doen, is 'n spesiale oomblik vir Hanku. Nou, hy is nou vir hierdie oomblik 'n VIP, okay? So, baie belangrike geleentheid. En weet jy wat great is van dit, is sy naam het 'n betekenis, het julle dit geweet? Jou naam het 'n betekenis, elke kind se naam, elke persoon het 'n betekenis, van die Here het ons uitgedink. Nee, die Here het ons in gedagte gehad met die skepping van die heelal. Maar in Hanku se unieke geval, sy naam beteken God is gracious. God is gracious. En ek wil vir julle 'n vers net lees wat daar op die bord is, wat ons het ervaar het in gebed vir sy lewe. En dit staan in Jesaja 43 vers 2 wat sê, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Nou, ek en my vrou het 'n oomblik gevat en ons het gebid hierdie week vir julle en gebid vir Hanku. En die beeld wat ons gekry het saam met hierdie vers is ook die teken van die waters en die boot. En ons glo dit is ietsie significant vir julle. Nou, hier's 'n interessante ding. Ek het eers die van verkeerd gelees. Ek het gelees fast. Okay, so Hanku fast. Toe laat hy my darm weet by die uitspraak van die van is weist. Okay, so mooi lekker Duitse van weist. Okay. Maar toe ek die van lees, toe gaan die term in my kop oop, hold fast. Hold fast. Weet jy wat beteken hold fast? Dit beteken dat dit is in die storie van die ou bote op die rowwe waters, wanneer die waters rof geraak het, was hold fast uitgeskree
vir die vissermanne, vir almal op die boot, om vas te hou aan die boot, en vas te hou aan die toue. Hold fast beteken byt vas. Byt vas. En dit is die prentjie wat opgekom het, toe ek die naam Hanko Weist hoor, gaan nooit in my kop oor van Hanko Fast. Sterk wees, krag. My God is gracious. Dit beteken dat in sy lewe, ten spyte van die water, ten spyte van rowwe tye, ten spyte van enigiets, glo ons en vertrou dat God is gracious vir Hanko. En dit beteken dat elke situasie van die lewe ervaar ons dat deur Hanko gaan mense beleef die krag van die Here. How he holds fast, holds weist, waar hy vashou aan die Here. En ons beleef ook regtig sterk toe ons gebid het dat in julle gesin, dat die krag van die Heilige Gees en die vrede wat die Heilige Gees bring in julle lewe, is baie sigbaar deur hom. Die Here het 'n plan met lewens, die Here het 'n plan met hom, die Here het 'n plan met julle. En ons eer die feit dat julle as 'n gesin besluit om hom groot te maak op daai pad van die Here. So kom ons trek ons hande uit en ek wil net hier 'n oomblik hê waar ons net hom gaan salf vir die werk van die Here in sy lewe. Soos ek hierdie olie oopmaak, raak ek emosioneel want dit is so great om te sien hoe mense opstaan vir die Here en die plan wat die Here het vir hulle lewens net vooruit sit en staan op dit. So Hanko, ons seën jou in die naam van Jesus. Ons bless jou vandag. Vandag is nie net 'n doodgewone kindertoewyding wat ons afhandel. Hier is 'n powerful oomblik in julle lewe. En ons bid, Here, dat soos Hanko deur die lewe groei, Here, weet ons, God is gracious. Ek bid, Here, ook vir hoe hy vashou in die lewe, ten spyte van wat ook al kan kom, ten spyte van stil water, rowwe water, wat ook al, weet ons, hy word groot gemaak in 'n huis, waar hom vas te hou aan die Here 'n belangrike element is. Dit is 'n belangrike gebruik, en dankie ook vir amazing ouers, wat hom groot maak in daai pad, in Jesus naam. Amen. Amen. Like hy nie te cute met sy klere nie, dit is baie awesome, yes. Toe hy dit doen, kon julle die Lion King liedjie hoor, nee, julle was met ons daar gewees, great stuff. Kom ons gee vir hulle groot hande klap, julle kan goed sit. Okay. En dan julle het ons aan die einde gekom van 'n great diens, 'n great woord, goeie special tye van worship en net die teenwoordigheid van die Here om saam dit te kan beleef. En net so 'n paar belangrike afkondigings. Ons is baie opgewonde oor die Street Store. Baie dankie vir elkeen van julle wat die clipboard ingevul het. Ons het 'n groot hoeveelheid mense van ons kampus wat betrokke is om te help 'n verskil maak in daai dag. Maar as jy nog 'n verskil wil maak, maak gerus 'n draai daar by Starting Point om in te skakel by die SERP projek. Jy kan SERP materiaal skenk, of jy kan R65 betaal, en weet jy wat, met 'n meter materiaal kan ons 4 serpe maak, waar mense kan bless by Street Store. So gaan scan die QR-code, raak betrokke, en dan belangrik, as jy wil inskakel by ons kampus as 'n lidmaat, kry my gerus by Starting Point. Ons gaan so kort dit as moontlik hou, want almal van julle het geryk, daar gebeur great goeders. Het julle die pannekoek geryk vanoggend? Nou is wat gebeur. Fusion, ons tienerbediening, hou 'n fondsinsameling en hulle het amazing pannekoek gemaak. So kom ons kuier lekker saam. Dit is R7 vir 'n pannekoek, maar as jy R14 betaal, kan jy 2 pannekoeke kry. En as jy meer, so kom ons kry pannekoek, ons bless in hulle bediening en ons kuier lekker saam. Baie dankie dat jy hier was. Dit was 'n great diensbelewenis saam met julle. Sien julle by ons volgende diens.